Welkom by Môre onder die soeklig, die reeks waar ons die magte wat ons toekoms vorm in net 5 minute per week verken. Ek is Rian van Vuren en vandag ondersoek ons die genetwerkte wêreld van stelselteorie, tegnologiese oorvloed en die risiko's wat onder die oppervlak skuil. Veral die wat deur kunsmatige intelligensie gevorm word. Kom ons begin met die eenvoudige waarheid. Die wêreld bestaan nie uit geïsoleerde dinge nie. Dit bestaan uit stelsels. Jy, ek, die klimaat, die ekonomie, alles is deel van onderling gekoppelde dinamiese strukture wat mekaar beïnvloed. Dit is die kern van stelselteorie, die idee dat niks in 'n vakuum bestaan nie. In hierdie siening is verandering nie lineêr nie. Dit is opkomend. Wanneer 'n stelsel verskuif, sê maar 'n tegnologiese sprong, 'n sosiale transformasie of 'n globale krisis, stuur dit rimpelings deur elke gekoppelde nodus. En 'n wêreld waar alles genetwerk is, beweeg daardie rimpelings vinniger en verder as ooit tevore. Betree die netwerk-era, nie net van kabels of kode nie, maar van interafhanklikheid. Die internet, blokketting, globale voorsieningsketting, sosiale netwerke, KI, almal is nodusse in hierdie onsaglike stelsel. En hierdie hiperkonnektiwiteit genereer iets merkwaardigs, oorvloed. Kom ons stop daar. Oorvloed gaan nie net oor meer goed nie. Dit gaan ook oor meer toegang, meer vermoë, meer potensiaal. Sonenergie nader vinnig kostepariteit met fossielbrandstowwe. KI-gereedskap maak hoë-vlak ontwerp, skryfwerk en analise toeganklik vir byna enige iemand met internetverbinding. 3D-drukwerk, sintetiese biologie, verspreide rekenaars. Ons sien 'n toename in gereedskap wat mag kan demokratiseer en menslike potensiaal op skaal kan ontsluit. In stelseltaal is dit positiewe terugvoerlusse. Meer toegang lei tot meer innovasie, wat lei tot selfs meer toegang. Ons het dit alles voorheen gesien. Die internet self was 'n positiewe terugvoerlus, wat nuwe nywerhede en denkwyse geskep het. Maar, en hier waar die soeklig moet swaai, positiewe terugvoerlusse kan ook buite beheer raak. Wanneer ons 'n stelsel skaal sonder om die fundamente daarvan te herontwerp, loop ons die risiko om die broosheid net soveel as oorvloed te versterk. 'n Enkele reël KI gegenereerde kode kan die hele infrastruktuur laat ineenstort. 'n Virale stukkie waninligting kan vertroue in 'n demokratiese instelling destabiliseer. Diepvals video's kan ons gedeelde werklikheid uitdaag. Dit is nie net foute nie. Dit is kenmerke van die stelsel, kwesbaarhede wat uit die kompleksiteit daarvan gebore is. Dit bring ons by 'n diep insig vanuit stelselteorie. Hefboompunte. Hefboompunte is die plekke in die stelsel waar 'n klein verskywing groot verandering kan skep. En vandag is een van die kragtigste hefboompunte wat ons het, kunsmatige intelligensie. KI is nie net 'n instrument binne die stelsel nie. Dit word 'n stelselvormende krag. Algoritmes bemiddel wat ons sien, met wie ons skakel, hoe markte optree en selfs hoe oorloë uitgevoer word. Die vraag is nie of KI die toekoms gaan beïnvloed nie. Dit doen dit reeds. Die vraag is wie programmeer die parameters? Wie stel die doelwitte? Wie beheer die terugvoerlusse? As oorvloed die belofte is ineenstorting die teenwig. Die moontlikheid dat ons gereedskap ons wysheid oortref. Dat die stelsels wat ons nou bou nie meer die mense dien wat dit bedoel is om te bemagtig nie. Maar dit hoef nie so te wees nie. Hier kom hoop in die raamwerk. Nie naïewe optimisme nie. Maar wat skrywer Rebecca Solnit hoop in die donker noem. 'n Helder oortuiging in ons vermoë om in te gryp, te herlei, om beter stelsels te ontwerp. Die toekoms is nie 'n reguit pad nie. Dis 'n landskap van vertakkende moontlikhede. En stelselteorie leer ons iets belangriks. Ons kan hierdie stelsel herontwerp. Ons kan gedesentraliseerde, veerkragtige netwerke bou, wat nie ineenstort wanneer een nodus val nie. Ons kan deursigtige KI skep, wat deur etiek en menslike waardes beheer word, nie deur data en wins nie. Ons kan van ekstratiewe modelle na regeneratiewe modelle oorskakel, waar oorvloed nie net vir minderhede is nie, maar vir die meerderheid.
Regeneratiewe toekomste word geskep deur die geheel te sien, nie net die dele nie. Dit begin met die begrip van elke aksie, van hoe ons 'n algoritme kodeer tot ons kind opvoed, 'n sein na die stelsel stuur en in elke genetwerkte wêreld kan syne saad word. Die wegneem idee. Soos jy deur die week beweeg, onthou, jy is 'n node in die stelsel. Jy het hefboomwerking. Jy vorm die toekoms, nie net deur jou voorneme nie, maar ook deur jou interaksie. Dankie dat jy ingeskakel het vir Môre onder die soeklig. Bly nuuskierig, bly verbind en hou die soeklig op.